Goeiemôre, good morning. Ja, dit is lekker om vanoggend weer saam met julle te kuier. Ek is opgewonde vir die dag. Pieter, vertel ons waarna kan ons uitsien in vandag se program? Man, eerstens net hallo daar, hallo. As ons die kouse wat so uitgepop Ja, het. jy onthou die kouse daar gee ons Natuurlijk. dan weg. Onthou jy Willie Wally? Ja, kouse is my lewe. Stories is my lewe. Man ja, gepraat van stories. Ons gesels vandag oor hoe om jou vel gesond en jonk te hou, saam met Michelle Lou van Creme Classic. Ons kyk ook na die komende Vrouedag paneelgesprek oor groot idees wat 'n impak maak. Arnold gesels oor die uiterste uithouring, the Hour Challenge. Verder leer ons die kuns van kers maak saam met Motsebishi Matibe van Azania Essentials. En dan is Arnie Jordaan hier by ons om te gesels oor sy nuwe enkelsnit tot die aarde ons laat gaan. Hoe lekker is daai? Lekker uiteenlopende program, ek sien uit. Ja, 'n propvol spyskaart, soos wat ek ook altyd sê, nee. Maar die Ja. lekkerste is natuurlik die oggendpraatjies. Jy sê so, Pieter, jy het vir ons 'n storie voorberei. Of van die lekkerste is. Nee, Ja, jy gaan luister vandag. ja, ek luister Ek en graag. Raas het vir jou interessante stories hier. So ek sal begin. Rocking the Daisies, een van Suid-Afrika se grootste musiekfeeste, is vir 2026 gekanselleer. Nou die fees is al sedert 2005 'n instelling op die kalender. Wat destyds as 'n klein rockfees begin het oor die jare tot 'n massiewe geleentheid wat vir sy groot internasionale kunstenaars en fokus op volhoubaarheid bekend is, gegroei. Die organiseerders sê onvoorsiene omstandighede buite hulle beheer het dit onmoontlik gemaak om die fees vanjaar aan te bied. Nou hulle beklemtoon dat die besluit nie ligtelik geneem is nie. Vir diegene wat reeds kaartjies het, is daar darm goeie nuus. Terugbetaling sal outomaties binne 1 tot 3 werksdae verwerk word. Hoewel die hoofnaweek nie meer plaasvind nie, gaan daar steeds een dag vertonings onder die In the City vaandel in Johannesburg en Kaapstad gehou word. Hierdie konserte sal steeds plaaslike en internasionale sterre insluit en kaartjies is reeds beskikbaar. Die organiseerders het hulle ondersteuners bedank en gesê dat hulle daarna uitsien om almal weer op die dansvloer te sien. Rocking the Daisies is nogal iets waar baie mense sien uit daarna. En hulle is opgewonde, daar's verskillende pakkette wat mense kan koop en bietjie gaan glamping of camping doen terwyl hulle nou die fees bywoon. Ek ken 'n paar mense wat dit al gedoen het. Maar dit is nogal hartseer dat dit hierdie jaar nie gaan gebeur nie. Ek wonder wat sal die rede wees? Ek is ook, as ek sulke kennisgewing sien, dan is ek altyd so nuuskierig om te dink, wat is die rede hiervoor? Want dit is so 'n groot besluit om te neem, want dan, as die fees nou volgende jaar gebeur, gaan mense bietjie huiwerig wees om wel daai 3-4 dae lange kaartjies te koop, want maybe it's not gonna happen this year. Ja. En ek wonder altyd, jy weet, of dit nie te doen het met iets soos belangstelling wat dalk te min was nie. Ja. En dit is altyd ook hartseer. Ek dink die kunste en die feeste is Ja. belangrik en ek dink veral as dit so 'n groot geleentheid is Ja. op die kalender waarna mense uitsien, dan maak dit vir my sin dat hulle teleurgestel sal wees. Maar nou goed, daarom is daar nog een dag vertonings wat gaan gebeur, Ja. maar ek dink dit gaan oor die ervaring, soos wat ek nou na jou ook luister, in aanleiding van wat dit alles behels. En ek dink dit kan so 'n bietjie 'n demper daarop plaas. Ja, 'n lekker ervaring met die cherry op die koek wat die vermaak is. Ja, Rondom die kunstenaars. En hierdie is die tipe fees, hierdie tipe fees is seker, dit is so min beskikbaar vir Suid-Afrikaners. So ek weet Splashy Fen gebeur nog, maar waar is dit daarvan op die koppie of daai groot feeste wat mense regtig net elke jaar daai amper soos 'n pelgrimstog gedoen het om daar op daai heuwel te gaan sit en musiek te gaan luister en die geleenthede word net minder en minder en dit is eintlik nogal regtig hartseer. Belangstelling en seker maar begroting ook deesdae. Ja. Want alles word duurder. Nou knyp jy mense en sê, Ja. wel in steede van die 5 feeste wat ons kon bywoon, ons moet 3 kies hierdie jaar. En Of ek dink die weer speel ook soms 'n Ja. belangrike rol, want dit, ek weet nie van julle nie, maar dit voel vir my deesdae baie kouer, jy weet, in Ja. vergelyking met vorige jare ook. En ook dan soms is die weer so onvoorspelbaar. Dan het jy 'n 3-dag fees beplan en mense is net heeltemal uitgereën en horrible en koud en jy wil nie eintlik daar wees nie. So it's very sad to hear, but at least they will have those in the city concerts that generally are quite fun in themselves. Shall we move on to our next oggendpraatjies? Police in Seattle are searching for 2 men after they carried out a daring base jump from the city's
famous Space Needle. According to police, the men bought tickets like ordinary visitors before heading to the top observation deck of the 184-meter high landmark. Security cameras showed them entering the restroom and emerging wearing helmets. Moments later, they ran across the glass barrier, climbed over it, and leapt off the tower, deploying their parachutes as they descended. Security staff were unable to determine exactly where the pair landed, and by the time the police arrived, they had disappeared. The men, described only as being in their late 20s, are now wanted on trespassing charges. Base jumping is one of the world's most dangerous extreme sports, where participants jump from fixed objects like buildings or bridges or antennas and cliffs before opening a parachute. Daai het ek gesien. Dit was nogal. Ras. Het jy dit gesien? Ek het dit gesien, hoe hulle net tjip, spring hulle daar gehad hulle. As mens by sulke goed instap, nee, ek was nou onlangs 'n toerist in 'n foreign country. Like if you walk in anywhere, they search your bag. I mean, you can't even take a selfie stick into Disneyland Paris. They don't allow it. So hoe kom hulle nou daarin with parachutes? And they must have hidden those helmets somewhere on another day, because now imagine you coming in with your helmet Ja, or dis whatever. nie, So dis nie goed wat jy nou net gewoonweg in jou sak of jou backpack of jou handsak gaan dra nie. Ek wil graag daardie base jumpers uitnooi om met ons te kom gesels hier by Goeiemôre Good Morning en net die beplanning wat daarin gaan. Yes. Dit is so bietjie Ja. en dalk het hulle daardie valskerm so plat gepak of op 'n ander manier nie Ja. op hulle rug gedra nie, iets moes hulle gedoen het. Maar dit moet dan ook vinnig gebeur, want daar is nie tyd om rond te skarrel en agterdog te wek by jou sekuriteitsouens nie. As jy daar is, tjoep, helmet op, waar gaan jy? Ek dink nie dit is iets wat 'n mens anders kan swaal verpak of Ja, versteek nie. Jy dit is die weet, ding. dit is hoe dit is en dit is nie 'n klein dingetjie nie, so om weg te steek nie. So ek weet nie, maar ek dink dit is onverantwoordelik. Yes. Ouma Ellie gaan nou maar sê, dis onverantwoordelik. Ja. En ek dink op die einde van die dag, jy weet as die polisie daar aankom en hulle het nou net dit moes haar fyn beplan gewees het, want hoe verdwyn jy ook net? Ouens, So maar- vinnig. Is maar dieselfde van 'n hoë brug afspring. Hoekom is dit nou meer onverantwoordelik as hulle nou van hierdie gebou afspring? Because if we look at it like, what are you talking about, like bridge jumping? Ja, as hulle nou van 'n toring afspring en so, nou is dit skielik omdat hierdie toeriste aantreklikheid is en 'n groot toring is, of verstaan ek julle nou verkeerd? Nou wil die mense hoe daaroor maak, maar as hulle hier van 'n selfoontoring afspring, weet niemand nie. Maar dit is net so But onverantwoordelik. it's illegal. Dit is Like, dit is onwettig. Maar daar is die ding, that's the thing I actually wanted to chat about, is like, you've got to draw the line between saying, oh, I'm an adrenaline junkie, and actually being reckless. And I think this was reckless, because what if they landed on someone? What if Presies, die what ander if- mense wat What daar about in the other Ja. people? En dan, as iets met hulle gebeur het, dan kom het neer op, why did the Seattle Needle not have the correct kind of, like, Ek dink daar's 'n ding wat things in sê, place? ons is nie verantwoordelik vir dit nie. Jy As doen alles op eie risiko. vryheidsvorm teken en sê, "Sis, no, I'm done, I'm gone." Nee, maar ek weet nie, ek dink that you got to draw the line at some stunts. I Groot don't- vraag is jy in vir 'n base jump? Is jy in vir 'n base jump? Nee. Ek is ook nie in vir 'n base A jump. legal one, maybe. Maybe. Ja. Jy self gaan moet los en gaan. Ek sal hom dalk net gou los. Maar in 'n geval, hierdie valskerm bly vir eers in die lug. Bly jy net waar jy is. Ons is nou weer terug met die heerlikste kuier hier by Goeiemôre. Good morning. Hier gaan ek. Ja, staan jy ook soms voor die spieël en wonder waar daardie plooie en fyn lyntjies op jou gesig en nek skielik vandaan kom. En dan wonder jy hoe jy vinnig daarvan ontslae kan raak. Produkspesialis by Creme Classic, Michelle Lou, is weer vanoggend hier saam met ons om al ons vrae te beantwoord en te verduidelik hoe ons daardie jeugdige glans weer vinnig kan terugkry. Hoe mooi is daai? Goeiemôre Pieter. Goeiemôre Michelle, lekker om jou hier te hê. Dankie. Ek wil dan ook net sê dis lekker interessante nuus oor 'n kyker en mense wat ook die anti-aging program gekyk het en gesê het, "Joh, daar is soveel produkte om van te kies en dis meer verduidelik net weer vir ons asseblief
die hoes, die wats, die hoekoms en so aan. Ja, ons het al vorige keer gepraat oor dit waar ons anti-aging, maar daar is so baie om te sê daaroor. En is presies reg wat Mentjie sê ook, is daar so baie van te kies. Waar begin jy? Ja. Nou, die belangrikste deel is begin by Crème Classique. As jy in die winkel ingaan, dis belangrik hierdie vra jy wil Crème Classique hê, want anders gaan hulle jou blootstel aan 'n klomp ander goed en jy gaan nie regtig kry wat jy moet kry nie. Maar wat die Advanced Anti-Aging Cell Repair anders maak is dat ons moet dink wat het jy nodig vir jou vel. So as jy ouer raak, het jy 'n bietjie meer vog nodig. Jy wil ontslaa raak van daai fyn lyne en plooie, so jy het iets nodig om daai spasies weer te vul en dat jy ook beskerming nodig en jy wil ook nie veroorsaak dat jy vinniger ouer word as wat jy moet nie. Ja, nee. So daar's 'n klomp goed wat gebeur om dit mooi te kan laat lyk. Met die Advanced Anti-Aging het jy al daai bestanddele in een. So jy hoef nou nie afsonderlike botteltjies te gaan koop nie. Jy koop alles in een. Jy smeer 'n klein bietjie aan en jy's reg om te gaan. Wonderlik. So hy is nie anders nie. Ag hy is nie dieselfde as die ander nie. Hy is anders in terme van 3 kollagene, Vitamiene C, hyaluronic acid. Alles is klaar daarin. Daar sê, en dit maak dit ook makliker, alles in een botteltjie verpak. Hoe Ja. gaan sal ou dan die verbetering sien? Jy weet, veral nou op die fynere lyntjies in die nek en so, weet ek mos maar. Onthou dit het lank gevat om so te word, né? So dis wanneer jy gym toe gaan, jy kan net soos môre soek jy weer nuwe resultate. Sou dit nie lekker Ja. gewees het nie. Jy moet maar stelselmatig begin, maar met hierdie produk spesifiek. 68% verbeteringe in fynlyne en plooie na 60 dae. Ja. Net so. 60 dae, 2 maande. Gaan jy 70% beter lyk as wat ons nou lyk as jy die produk op jou gesig Jy gebruik. sien, dis fantasties. En is dit nogal 'n religieuse tipe van ding wat 'n ou moet volg? Jy weet, oggend, middag, aand, sit hou dit in die oggend op, middag, aand. Ek verkies om dit in die aand op te sit. Hy het net 'n beter penetrasie effek, so hy werk vir my lekker deur die aand. En dit is net lekker om in die aand bietjie pampering op te sit. Maar jy kan hom oggend en aand gebruik want jou Vitamiene C help daai beskerming deur die dag en in die aand help die kollageen weer om daai plumping en daai effek te kry onder in die vel. So oggend of aand. Michelle, en obviously sal dit ook wys wees om heeltemal oor te skakel na die Crème Classique reeks toe. As ou nou mos begin met hierdie ene. Ek wens ek kan dit vir jou sê. Eerder as wat 'n ou nou net by jy doen die botteltjie en daai netjie en so. Ja, jy kan as jy 'n goeie medical grade dermocosmetic gebruik nou, dan kan jy aanvul met Crème Classique. Want onthou hierdie produkte is ontwerp om mekaar te komplementeer en nie te irriteer nie. So as jy stelselmatig kan oorgaan na die Crème Classique toe of aanvul, sal dit goed wees. Obviously ek wil hê jy moet alles van Crème Classique gebruik want dit maak jou moeg. Dit maak jou net so veel mooier. So ja, jy kan hom aanvul by jou ander produkte. En so ter afsluiting kan dit ook 'n bietjie daai donker vel vlekkies kan dit ook 'n bietjie help. Pieter, ek gaan vir jou sê nee. So hierdie is spesifiek vir plooie en fynlyne. As jy donker vlekke wil behandel en jy dink hierdie gaan jou donker vlekke behandel, gaan dit nie doen nie. So hierdie is spesifiek vir fynlyne en plooie en dan moet jy iets anders gebruik vir die donker vlekke. Fantasties, baie dankie vir die inloer en onthou fynlyne en plooie behoort nie jou dag te bederf nie. Begin vroegtydig met die Crème Classique Anti-Aging Serum en lyk jonger as jou werklike jare. Beskikbaar by uitgesoekte Dis-Chems apteke, Takealot en aanlyn by www.cremeclassique.co.za. Wat gebeur wanneer groot idees om 'n kombuistafel begin en uiteindelik die raadsaal bereik? Dit is die vraag waaroor die Afrikaanse Taalraad in samewerking met die ATKV, die Dameskring en die Atterbury Trust tydens vanjaar se Vrouedag paneelgesprek in Pretoria gaan besin. Die projekbestuurder Merlin van Rede skakel nou in om ons meer te vertel en vir ons te verduidelik wat presies gaste kan verwag. So Merlin, goeiemôre, good morning en baie dankie dat jy by ons aansluit. Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid, Elsa. Soos jy tereg gesê het, is dit 'n jaarlikse instelling waar die Taalraad in samewerking met die ATKV, die Dameskring en Atterbury Trust inspirerende vroue wat in Afrikaans werk bymekaar bring om hulle stories hoorbaar te maak. Jy weet, die Vrouedag gaan nie net oor die viering van vroue nie, dit gaan ook daaroor om gesprekke te voer wat ander kan inspireer, bemagtig en mense aanmoedig om ook hulle eie potensiaal raak te sien. So ons hoop dat elke persoon wat die geleentheid gaan bywoon, sal besef dat elke stem saak maak en dat ons saam 'n verskil kan maak. Wat sê jy sê maak hierdie paneelgesprek anders as 'n gewone Vrouedagviering?
Goed, so hierdie geleentheid is nie net waar mense kom luister, jy weet, en dan weer huis toe gaan nie. Dis eerlike en inspirerende gesprek waar vroue uit verskillende agtergronde bymekaar kom en dan ook uitdagings en suksesse deel wat te doen het met taal. En ons wil ook vroue herinner aan die invloed wat ons het. Soms vergeet ons die groot invloed wat vroue het in hul huise, in hul gemeenskappe. Jy weet byvoorbeeld, watter taal praat 'n mamma met haar pasgebore baba? Dis 'n besluit wat sy neem. 'n Volgende besluit is, in watter taal gaan ek my kind laat skool gaan? Jy weet, ons is Afrikaans tuis, maar watter besluit gaan ek nou, in watter skool gaan ek my kind sit? So, dit is alles 'n invloed wat 'n vrou kan uitoefen, en elke vrou het 'n vermoë om 'n positiewe verskil en 'n verandering te bring. En dan begin dit soms net in die huis. So, dit is daai tipe gesprekke wat ons wil hê, en dat vroue moet saamgesels. So, na die paneelgesprek by elke paneellid dan sy storie deel, gaan vroue 'n geleentheid kry om vrae te vra. En na die gesprek is daar 'n netwerkgeleentheid waar almal bymekaar kan kom om 'n bietjie te gesels en idees uit te ruil. So, jy weet, ons wil hê dat mense nie net geïnspireerd huis toe moet gaan nie, maar hulle moet ook bemagtig voel om dan hul stem te gebruik en dan 'n verskil te maak waar hulle ook al mag wees. So in 'n neutedop, waarom sou jy sê behoort ons kykers hierdie geleentheid by te woon? En wat hoop die Taalraad, jy weet, sal die mense dan huis toe neem? Jy het nou verwys na inspirasie, maar is daar iets anders wat jy spesifiek wil uitsonder? Ja. Kijk, ons by die Taalraad, dis eintlik ons doel om gesprekke te fasiliteer. En ons moet temas gebruik wat regtig jy weet, mense kan prikkel en om met nuwe idees vorendag te kom of gedagtes uit te ruil oor spesifieke goed. So, dis 'n geleentheid wat vroue miskien as hulle vrae het of worstel met, soos ek vroeër genoem het, as hulle worstel met, jy weet, is daar nog 'n toekoms? Hoekom moet my kind Afrikaans praat? Dis spesifiek dit, dan ons gaan paneellede uit verskillende sfere van die samelewing het ons daar wat kan praat oor hulle spesifieke werksomstandighede en hoe hulle nog taal gebruik. Daar's 'n professor van Universiteit van Johannesburg en sy praat oor hoe Afrikaans 'n hoeksteen vorm in haar akademiese wêreld en hoe sy Afrikaans kon gebruik, jy weet, in 'n meertalige omgewing. En dan behalwe dit kan ons ook uitsien na 'n kunstenaar, 'n crescende opkomende kunstenaar wat ons vermaak gaan verskaf. So ons wil elkeen uitnooi om beslis hierdie geleentheid by te woon. Dit gaan die moeite werd wees. Dinsdag die 11de Augustus by Atterbury Trust in Pretoria. En waar kan ons kykerskaartjies in die hande kry? Dis gratis. Ons het 'n aanlyn skakel wat mense kan registreer, maar as hulle op die stadium nou nog nie die skakel gekry het, hulle kan ons Facebookblad volg, Afrikaanse Taalraad se Facebookblad, of hulle moet maar net opdaag, want soos ek sê, dis 'n gratis event, as ek dit so kan stel. So ons nooi almal hartlik uit om dit by te woon. Merlin, en ek dink namens 'n hele paar mense sê ek sommer vir jou baie dankie vir dit wat die Afrikaanse Taalraad doen. Hierdie gesprekke is belangrik en dankie dat jy ons meer oor hierdie spesifieke geleentheid ook vertel het. Nou ja, bly gerus ingeskakel want ons gesels net hierna oor The Hour Challenge. So jy's by Goeiemôre, Good Morning, maak seker jy bly ingeskakel vir daai interessante gesprek net hierna. Dis sporttyd hier op Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Geerts. Uithou vermoë, deursettingsvermoë en 'n sterk kop. Dis wat jy nodig het vir een van die uitdagendste wedrenne in die land, The Hour Challenge. Deelnemers moet elke uur 'n nuwe ronde voltooi en kan kies om hulself oor 12, 24, 36 of selfs 60 uur te toets, het sy op 'n bergfiets of te voet. Ons gesels vandag met ons organiseerder Assie Lange oor hierdie unieke uithouren en presies wat dit verg om die wenstreep oor en oor
en oor te haal. As jy welkom by ons, baie lekker om jou saam met ons te hê. Hoe die ding begin, eerstens, voordat ons praat oor hoe dit werk. Interessant, Arnold. Omtrent 6-7 jaar terug het ek en 'n baie bekende persoonlikheid, organiseerder, Debbie Achenbach, een oggend gesit en praat by 'n oggendsessie met fietsry. Toe het ek vir haar gesê, ek wil hierdie 100 myler aanbied. Sy sê nee, sy het 'n ander idee. Geskoei op die backyard, baie groot uit. Toe sê ja, toe begin ons praat en dit was baie interessant geweest, sy het dit my verduidelik. Ek het van die konsep gehou en sy het die leiding geneem daai tyd en ons het hierdie 60 ure ding aangebied. En ons het al 'n paar groot name in ons lewe hier gehad. Dit het begin, ek dink 6-7 jaar terug en dit is nog steeds daar en ek sal hom die res van my lewe doen. Dit is een van die dinge in 'n jaar wat ek bitter graag aanbied. Baie lekker, baie dagend. Presies hoe werk dit? Man, is baie maklik. As jy fietsry, Baie maklik sê jy. as jy fietsry moet jy 10 km/h ry. Ja, Elke uur moet jy 10 km ry elke keer op die uur. op die uur. Ons begin op die uur. As jy nie in die hekke is nie, is jy uit. Ja. En as jy nog nie terug is nie, is jy uit die aard van die saak uit. En die hardloop 4 km. So jy moet elke uur net 4 km hardloop tot jy nou uitval. En dan weer eens, wat is 4 km? Maar daar's 'n bietjie meer in dit. Weer is die rus en die herstel hier na 40, 50 ure. Daar's mense wat begin hallusineer. Daar's mense wat totaal begin, hulle kan dit nie meer nie. Hulle begin in tale praat, man. Dit is, jy het 'n sterk kop nodig soos jy gesê het om hierdie ding te kan doen. Die interessante ding is daar's groot prysgeld op die spel en eerste man en eerste vrou kan elkeen R10,000 wen, maar daar is sekere stappe wat moet gedoen word voordat hulle daar kan uitkom. Dis korrek, ja. Ongelukkig is ons afhanklik van skenkings vir die prysgeld en ons het R20,000, R10,000 vir die man, R10,000 vrou vir die fietsryer wenner. En dan het ons natuurlik R5,000 vir die man en R5,000 vir die vrou vir die hardloopwenner. Ja, ons doen dit inkrementeel. 'n Ou wat net as almal uitval binne 10 ure, gaan ek hom nie die R10,000 gee. Natuurlijk, Maar ja. ons vermeerder dit soos die ure aanstap en dan hier so op 40, 50 ure dan kry jy die volle bedrag wat uitbetaal word aan die persoon. Ons natuurlik al die mense wat die geld geskenk het, is vorige deelnemers. Clint House, goeie vriend vir my, Otto Gunner, dis mense wat die geld geskenk het vir die prysgeld in die event. Dis natuurlik nie op die pad nie, dit word van die pad afgehou, daar's jeep track en daar's sogenaamde single track en dis meer, maar dis gelukkig redelik plat, nie waar nie? Ja, ons ry nie op die gewone single track van Hazeldean Valley Trails nie. Ons het 'n spesiale die jeep spore wat ons gebruik. En dan jy doen so, ek dink so 4 km se single track en die res is op jeep track, ja, geskraapte paadjies, ja. Wat my altyd te bowe gaan is hierdie vat 'n spesiale manier van oefen, want dis nie net sommer iets wat jy hardloop 80 kg 'n week en jy hardloop 2 keer, 3 keer, 4 keer, hoe ook al 'n week, maar hierdie ding vat spesiale oefening, nie waar nie? Weet jy, dit is baie, hoe kan ek dit sê, dit is intervalle. Ja. Dit is letterlik intervalle wat 'n baie belangrike deel van jou oefening. Ons het net toe gepraat oor hardloop. Weet jy moet in 'n uur moet jy 10 km ry met die fiets, 4 km hardloop. Jy moet terugkom eerste 4, 5, 6, 8, 10 ure, is dit mos nou maklik. En dan begin dit moeilik raak, want nou begin jy bietjie moeg raak. Jy het miskien in jou lewe al 100 km gery met 'n fiets. Jy het al miskien 42 km gehardloop, maar nou begin dit verder gaan. Jy het 'n uur, jy moet gaan deelneem. Jy moet terugkom, jy moet badkamers toe gaan, jy moet eet, jy moet slaap. Laas jaar se wenner was vir my ongelooflik geweest, Daniel Paulsen, hy het ook die Munga gewen laas jaar. Daai man het daar kom sit op sy stoeltjie en sy fiets en sy koelboksie met hier en daar 'n toebroodjie en 'n pakkie toegedraai en ek het hom net nooit sien slaap nie. Vir 60 ure het daai ou aangegaan. Hy het ingekom, hy het op 'n gravelbike gery wat toelaatbaar is en hy het klaar gemaak elke keer en hy het rondte vir rondte gesit. Ander mense is baie gedissiplineerd. Elaine Bytel byvoorbeeld wat hom nog elke jaar wen. Sy sal inkom en hier na 10, 20 ure dan gaan sit sy in 'n stoeltjie, al beentjie voor haar uitgestik, raak aan die slaap vir 15, 20 minute en as ek die hoeter druk 3 minute voor die tyd dan sy daar op haar fiets en ry. So gaan dit maar met die mense. Jy moet baie goeie dissipline handhaaf en daai intervaloefening. Dis nie in elke mens se broek om dit reg te kry nie, maar weet jy hoe sterk word jy? Ja. Dis iets ongeloofliks. Jy noem die toebroodjies, maar wat gebruik mense oor die algemeen om energie te hou vir so lank waar jy aanhoudend gevra word om die energie knoppie te druk? Weet jy, daar's verskille, ek het nou al verstom. Daar's een persoon, no names, no pedals, hy sal in elke ronde inkom en 'n Black Label drink. Hy doen die hardloop en hy gaan nie na 36, 40 ure toe.
Hy sal nie noodwendig hele black label drink, maar dis sy stapelvoedsel, daai black label, en nou en dan sal hy miskien 'n energiestafie eet of so. Ander mense het regtig pakkies uitgesit vir 10 ure en 20 ure eet hy dit, eet hy dat. Snaaks, baie mense toebroodjies met peanut butter op. Ja. Ander mense energy bars, stafies en natuurlik al die energiedrankies, die verskillende name. Ek weet nie wat een is die beste nie. En ander mense wat letterlik net water drink en dan ietsie eet. Party bestel pizzas onder by die restaurant. Ander mense eet hamburgers, Kentucky Fried Chicken lewer af. Jammer vir daai ene. En ja, dis interessant om te sien wat die mense eet. Verbasend, né? Geef my van die rekords. Wat is die beste wat julle tot dusver gehad het? Hoe lank het iemand vasgebyt? Man, in al twee items 61 ure, want jy neem 60 ure deel, last man standing, of as jy meer as een is, dan gaan ons aan, dan doen ons 'n sudden death. Dis nou nogal interessant, ek wou jou daaroor vra. Ja, die 61ste uur is dan 'n sudden death, so winner takes all, daar's net een wenner. Ons het in die 60 ure het ons dit van die begin af gestel dat ons kan nie, want ek dink jy nou net my gesê of net gesê die rekord is 5 dae Ja. wat ou aan mekaar In die Backyard Ultra 5 dae lank, ja. Kan Dis jy dit glo, ongelooflik. né? Dis Dis van vreeslik. dis verbasend. Nou, as gevolg van werk en tyd en ons het nie daai tye in Suid-Afrika nie, het ons dit 60 ure gemaak met 'n sudden death na die 61ste uur. So dan moet jy sprint. Dis waarop dit neerkom. Weet jy, ek weet nie wat die topspoed is nie. Daar's ouens wat snaakse kilometers noem, maar weet die gemiddelde ronde vir die vinniger fietsry is so tussen 24 en 26 minute aan daai 10.2, 10.3 kilometers. Daai laaste ronde kom hulle tussen 18 en 19 minute in. So. En dit is nie net op 'n mooi gladde pad nie. Dis 'n bietjie opdraande, afdraande, gelykpad, maar dit is al baie mooi, maar ja, dis ongelooflik. Ons regisseur Malay en haar man gaan deel nie. Mense kan in spanne inskryf nie. Ja, dis reg, ja. Al wat ek verwag is as jy die 60 ure doen en jy neem aan 'n span deel, jy moet elke ronde iemand op die span op die pad hê. Weet jy, ons doen dit op versoek. Daar's mense wat graag die 60 ure plesier vind. Dis soos 'n piknik man. Daar wil deurbring en dan weet hulle kan dit nie doen nie. Maar toe sê okay, julle kan in 'n spanverbande doen. Die span moet elke uur, daar moet elke ronde iemand op die baan wees tot die laaste een uitval, dan val jy uit outomaties. Ja, En kan mense kom kyk? ek hoor nie. Kan mense kom kyk? Ja, die mense is welkom. Jy kry mense wat letterlik 5-6 maal in daai 60 ure opdaag. Ander mense wat die hele periode daar is. Want dit is interessant, weet elke keer hier as jy hier na die tweede dag kom en of as iemand uitval, hy hou nou op, dan het ek 'n klok wat jy lei. Ja. En dan kom jy dan lei hy die klok. Dis nie 'n skande nie. Jy kry jou medalje. Ons het 'n mooi metaalmedalje wat ons vir jaar uitgee en jy kry jou medalje en jy kan toeskouers bring, mense kampeer, hulle bring karavane, hulle bring tente ensovoorts. Dit klink ongelooflik. Webtuiste. Waar kan mense dit sien? Waar is die detail daarvan? Jy kan na entry.com About time. About Time toe gaan of Ja. Entry Ninja. Goed, Jy kan daar gaan inskryf. About Time of Entry Ninja. Dis die plek waar jy dit dan kan kry, al daai detail wat jy nodig het. Ja, ek weet nou nie so mooi nie. So gepraat van die wêreld aan die brand hardloop, net hierna kom ons agter hoe maak jy kersse en dan kan jy kers vashou hier op Goeiemôre, Good Morning. You are watching Goeiemôre, Good Morning. Candles are no longer just something we light when the power goes out. They've become a creative outlet, a way to relax, and even a growing business opportunity. Today, we're getting hands-on and learning the art behind candle making with Motsidisi Matibe, the founder and CEO of Azania Essentials. Motsidisi, welcome to Goeiemôre, Good Morning. Thank you very much. I'm happy. The candles start with wax. So what we've done is almost like those cooking shows, is we've already got our wax melting in this pot that you are going to explain to me. So just so that we can save the time, the wax is already melting. What I want to start with is to ask you how you got involved with candle making. All right. So in 2020, when we got locked out, I was having mental health issues and I needed something like an outlet where I could heal myself without having to take the pills. And I needed something to do with my hands because I realized that I'm an accountant by profession. So the accountant part was just having this head hectic and
the mind couldn't stop. So I wanted something that I can do with my hands. And one thing that was close to me was candle making. And it's because we were locked out and I was praying with a boring candle that we buy from Checkers. And I thought I can do something with this candle. And for me, it was a saving grace. It helped me because I was crafting and I was no longer more in my head, but doing things with my hands. And that's where my journey started. So you've actually brought the whole kit here today, and that was some of our wax that we've now melted in here. So what are some of the equipment and things that you need to start making a candle and the ingredients? So, for instance, take me through the process of how we would start making our candle today. Okay, so basically, as you mentioned, we already have our wax melting in here. It is a natural wax. It is soy wax made from soya beans. And once you have your wax, and again, it will depend on what type of candle you want. Yeah. In front of us, we have a soy wax candle, and it is also made from essential oils. So over and above the wax, you will also need your scent. The scent could either be synthetic or natural, but more people gravitate more towards natural. Okay. And we would have our scent, which is this one. We need our wick, which is the life of our candle. Which That's I've what got. you have in front of you as well. And basically what you also need, you will need to sustain your wick at the base of your jar. So I'm just going to quickly demonstrate it here. It's a double-sided dot, and we just literally just plug it at the base. So you do Yes. Plug it That. on there. Just make sure that you press it on so that it stays in place. on the base of the candle, and then you, Yes. You remove that. did I remove Yes, it? yes, you peel that. Hey, Yes, look at yes, me. Yes. And then you find your center right at the base of your jar, and you want to plug it right at the bottom. And if you love manicure, this will help you to just press down your wick so that it stays in Okay. place. You don't want, when you start pouring your wax, your wick to start wiggling. Okay. So that's basically what you're going to do. And you also have a wick holder right for the top of your wick. So you sustain it at the top bottom, and you also sustain it at the top. Right. So basically, Okay. you will have this. There we And this go. is just basic needs when you want to make a candle. Okay. Yes. So it's your equipment, which we have here. Good. And you will also need your thermometer. It's very important. You can't make candles without this. Okay. We have to always make sure that we check the temperature to ensure that it is at the right level. Yes. If it's too hot and we pour inside our jar, it's very easy for our wick to detach. And you will also find that we get sinkholes. Yeah. What are some of the biggest mistakes that beginner candle makers make? Because obviously you've got to learn this technique from somewhere. Certainly. So one of them could be overheating the wax. It So is which temperature already- are we at now? We're now at 70. And we need Yeah. to be Yes. at? We need to be at 40. Okay. Yeah. Unfortunately or fortunately, this baby here heats up very quickly. Yes. Now, it's important to just make sure that we keep it at the right temperature. Yeah. However, there's different temperatures at different levels. You can add scent at a higher temperature and you lower it so that when you pour it in here, it's not too hot. Yeah. So there is pouring temperature. There is a temperature where you add your scent. Yes, so you've Yes. got to like follow every step of that process. Can we pour now, or is it still too hot? do you think? It's still too hot, but I would say for the purpose of demonstration, we can pour. Why are you putting it in the measuring cup first and not directly into the candle? Okay, it's important to measure your scent relative to the amount of wax Right. that you're pouring. So quite often, you asked earlier on about the kind of mistakes that people can make. It could be adding too much scent inside your wax. So wax can only tolerate so much scent. And because it is oil, if you add too much, it can be runny. Yes. So you need to make sure that when a supplier says this is the maximum that you can add, you stick to that. And today we're going to be making a 210 milliliters candle, and we are going to then have 200 milliliters of wax Yes. and then 10
mils milliliters. of the Yes, scent. yes. Can I have a smell? Okay, this is oud. It's one of those. Oud. Yes, Oud yes. is a It's that's a, an Arabic scent, yes, right? yes. It's one And of it's those very expensive. yes, Woody. very It is woody. very woody. And this is typically what you would get for someone that wants luxury. Yes. Yes, yes. Yeah. Yes. So you just need to make sure that you stir. It's pretty hot. You stir until both the wax and the scent has fully blended. Quite often you will be able to see if they're not fully blended. Yeah. There would be like sort of bubbles that you can see. But once it's fully blended, it will look more combined. Yes. And you should be able to pour. But like I said, for the purpose of demonstration, I'm really going to pour. As you can see, it's quite hot. It's quite hot, but this jar of ours can sustain this heat. So we should be fine. We definitely should be fine. And there we go. I find it so amazing that it hasn't hardened yet. I know that it's at a quite a hot temperature. Yes. But this thing that we're making is about to become a candle, which we're just going to melt down essentially as well. Yeah. Does it just dry like this now, or how long does it take for it to actually become candle form? It can be about 30 minutes. Right. But over and above that time that we give it to solidify, we need to give a candle time to cure so that we can get the best of the scent through. Yes. So when it cures, and this typically takes about 7 to 14 days, you get the best of your scent. It gives it time for the wax and the if you added the dye, Right. and even the scent for them to bond and give you the best scent through. So it's important to cure. This is really just the beginning, and within 30 minutes, it should have cured. I mean, it should have solidified. Yeah. Motsidisi, thank you so much for joining us. And probably in 7 to 14 days, we will have something that looks and smells as beautiful as this. Motsidisi Matibe from Azania Essentials joining us this morning, telling us how we can make our very own candles. Bly net waar julle is, net hierna is ons terug en Arno Jordaan het 'n splinter nuwe enkelsnit. Arnie Jordaan kuier vanoggend by ons en hier is hy ook met sy splinternuwe enkelsnit tot die aarde ons laat gaan. Ek onthou nog jou hand in myne, toe ons beloof vir altyd bly. Elke asem wat ek neem, bly jou naam 'n deel van my. As die son ooit sou vergeet om weer oor my te skyn, sal ek steeds vir jou wag tot die donker lig verdwyn. Ek het beloof om jou vas te hou, deur storms, deur vuur, deur tyd. En as my hart eendag ophou klop, bly ek steeds jou noord en suid. Ek sal wag aan die ander kant, tot jy weer vir my kom. Liefde sterf nie met die dood nie, dis net 'n nuwe begin, my son. Al draai die wêreld sonder ons, al vergeet hier in ons naam, ek sal altyd jou onthou, tot die aarde ons laat gaan. Tot die aarde
Ara, baie dankie dat jy ons kom bederf met so 'n stukkie van jou nuwe liedjie. Tot die aarde ons laat gaan. Wel dan. So lekker rustig enetjie vir vroegoggend, né? Hy herinner my aan die engle om ons wat jy mos ook jare terug gedoen het. Jy is 100% Stellende reg, vibe. Pira, jy is 100% reg. Ek het gevoel ek wil weer so 'n tipe liedjie uitbring. Daai liedjie het ek uitgebring 2006 dink ek. Ja, so lank terug as 'n ou daai somme moet maak en so baie. Nee, genade, ja. Voel soos gister nou. So jy slaat hom 100% reg, Pira, en ek dink Engele was daai tyd is 'n liedjie wat ek uitgebring is, ook 'n ballade gewees. En geen ek het hom is 'n regte opregte eerlike sang gewees daai tyd vir 'n vriend van my wat in 'n motorongeluk oorlede is, en daai liedjie het op daai album daai tyd, alhoewel ek sokkie dansmusiek gedoen het, is dit die liedjie wat uitgeskiet het. Baie so net, nee. En tot vandag toe nog seker nog my beste gedoen het. So ja. Toe maar lyk vir my is nou nie weer een wat aan die deur gaan klop, hoor. Tot die aarde ons dat gaan, Pira, is ja, dit is in dieselfde rigting. Net soveel jare later. Ek dink die laaste 2 jaar het ek net soveel meer mense te doen gekry wat iemand verloor het as daai tyd met Engele. Engele was dit een pel gewees. Ek dink hoe ouer ons raak en die kringe waarin jy beweeg, hoe meer ek meen, ek in die laaste 2 jaar ek kan vir jou 5 pelle opnoem, 5 mense opnoem wat mense verloor en aan die dood afgestaan het. En ek dink dis maar net waartoe die sang gaan in daai rigting. Dit gaan oor liefde en die verlies aan iemand vir wie jy baie lief was, as ek reg is. Ja. Is dit maar op die einde waarop hier alles neerkom? Ek dink dit gaan oor daai pad wat jy stap, wat eendag tot 'n einde kom. Maar ek dink ons meer as net dit. Die liefde oorskadu meer as net daai hartseer deel van die persoon verloor. Ek dink die herinneringe wat 'n ou maak, wat jy onthou, die oomblikke, die tye. En dit sluit aan, ek dink dit sluit aan by waar ek en jy altyd seker vandag is met ons kinders. Jy wil nie uitmis nie, jy wil waar ek is, ek wil net memories los op die stadium van die dag. Dis die groot ding. Dis die groot ding. Ja, nee, en memories maak. En nou kom agter die dae skielik baie kort hoe ouer raak, so jy wil daai memories indruk. Tyd vlieg. Luister, ons gaan nou weer terugkom by die song. Ek sien jy's ook lekker besig deesdae op die jagvelde en goeters, jy weet, waar's my sakkie biltong of so, niks daarvan gekom nie. Man, jy gaan nie glo nie, maar ek het vir jou ietsie gebring. Ja, jy het vir my 'n nuwe liedjie gebring. Ek het die oulikste bobbejaan geskiet nou die dag. Jy like ons bobbejaan biltong. Ja, nee, sit. Ja, dis lekker, Pira, ek werk nog steeds 'n klip hard by Safari en ons is aan die gang en dit hou my besig deur die week. Naweke sing ek. Om eerlik te wees, ek sukkel bietjie om al my goeders die balans te kry tussen gesin, pa wees, werk in die week, werk oor naweke, maar dit gaan goed. Ons geseënd en ek moet maar net my kopie reg kry. Jy weet ons ek maar besig. Jy doen dit nog al die jare, my ou vriend. Al die jare kry jy dit baie reg, want nog ondanks dit alles is daar altyd tyd vir 'n golfie ook. Bitter min. Ek beloof jou as 'n mense, ons het gewoonlik 2 keer 'n week golf gespeel. Nou speel ek 1 keer 'n maand golf en dan raak ek so frustreerd met myself dat ek dit sommer weer los vir 2 maande. Hoorie, sê dit gou vir my, die sang op sigself is ook lekker challenging as 'n ou nou luister na jou range en ek meen hoe jy jou stem gebruik het. Was daar stadiums in die ateljee wat jy ook gesê het, hoor, ek kan ons net gou 'n bietjie asemhaal want dis nie behalwe vir dit. Ek moet vir eerlik wees, daar was 1 of 2 keer in die studio wat ek moes terugstaan en net weer herfokus, want die woorde slathou nogals hard in van die lirieke en dinge. Maar ja, dis die een kant. Die ander kant is dit was ongelooflik harde werk om met liedjies op te neem. Ek het daai spesifieke dag 2 liedjies opgeneem. Een wat ek so ruktig uitgebring het en dis nie net studio instap en jy sing nie. Ek het vir 3 dae daarna glad nie 'n stem gehad nie. So ja, ek trots op. Ek dink is was nogals kreatief geweest met dit en ek hoop die mense sien nogals dat ek is nog hier om lekker musiek te maak en eerlike musiek te maak en uit te bring, ja. Ek moet sê baie keer het mense al gedink, baie mense dink dat om 'n popliedjie of 'n dansliedjie uit te bring is sommer vinnig, maar dit is eintlik vrek harde werk om dit ordentlik te laat sit. Alles jy by so wat noem mense 'n power ballad tipe ding kom. Hier is jy moet sing
Moet sing soos in die ou dae. Hoor die Ek weet liedjies? jy het op 'n tyd was gesê as jy sulke hoë liedjies sing dan trek jy stywe onderbroekies aan. Ja, is nog steeds die Maak sy geval. oogies vir my. Hoor die, voordat ons nou verder oogies maak en die aarde ons laat gaan. Jy sê, so gaan ons aan. Jy gaan ons alweer sien Liedjie- mekaar te min. Ons sien mekaar heeltemal te min. Ek dink ons moet nou maar met die volgende geleentheid 'n braaivleisie of 'n ding 100%. maak so in die oggend. Liedjies het die vermoë om 'n ou ook net deur te kan dra en soos wat jy tereg ook genoem het, nou Engele het dit gedoen. Ek is seker hierdie liedjie gaan dit ook doen. Was daar al 'n liedjie of twee wat jou deurgedra het in 'n tyd wat jy ook gevoel het, ek het nou dit nodig of was dat te veel om op te noem? Ja, ek weet nie of al liedjies regtig was my deurgedra het nie, maar wel mense. Daar's wel mense wat my al deur moeilike tye gedra het, definitief. Of dit nou by direkte familie is of pelle is, daar's definitief sulke tye That's gewees. good. Dis nie net all good en Ja. fun and games nie. Daar is ek dink jy moet jouself ombring met 'n solid vriendekring. Die tyd toe ons jonk was en 20 shows 'n maand gedoen het jy nie ge-worry nie. Jy het geen verantwoordelikhede gehad nie, maar en jy het net all was good. Ja. Nou is jy op 'n plek wat jy regtig mense in jou lewe nodig het wat jy moet support wanneer dit sleg gaan, wanneer jy deur 'n dip gaan en ek dink dis so nie spesifiek liedjie nie, maar mense het my definitief al deurgetrek. My vriend, baie dankie dat jy tot die aarde ons laat gaan, met ons kom deel het. Kyk uit vir hom op alle musiekplatforms en dis meer. Kyk ook uit vir Arno met sy shows en sy dinge op sy sosiale media platforms. Maar dis al van ons kant af wat vanoggend aan betref. Môreoggend is ons weer klokslag terug met al die lekker om jou dag mooi te begin. Moet ook nie vergeet van ons hoogtepunte episode nie. Lekker dag.